Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre hier. Dis lekker om almal van julle te sien op 'n wonderlike dag vandag. Ek wil vir julle sê geseënde Paasfees vir elkeen van julle wat hier is, vir al die families wat kuier, vir al die gaste. Mag die Here vanmôre op hierdie goeie Vrydag ons harte warm laat klop. Mag sy liefde en sy teenwoordigheid ons saam bid en mag sy genade vanmôre ons lewens oorweldig. Want broers en susters, ons is hier en dit is seker die grootste dag op 'n Christelike kalender. En mag ons dit vier en mag ons aangeraak word deur die wonder van Christus se verlossing en sy kruisiging. Ek wil begin deur net so 2 liedere voor te sing. Ek wil net dalk die reëlings met u tref. Broers en susters, ons diens vanoggend hier is normaal. U ken al die orde. As die seën aan die einde uitgespreek word, gaan u hoor dat daar gaan geen orgelspel wees nie. Ons gaan nie vanoggend afsluit met die amen nie. So ek wil vra, as ons vanmôre klaar is met die erediens en die seën is uitgespreek, dat ons in stilte sal uitbeweeg. Ons kan weer lekker gesels as ons afstap Moederkerk toe, maar ek wil vra dat ons vanmôre na die slotsange, na die seën, vir 'n oomblik in stil nadenke, in stil refleksie, sal uitstap en mekaar kry voor. Ons wag vir Eureka. Hulle behoort so tussen 10:15 en 10:30 hier te wees en dan beweeg ons af Moederkerk toe. Die van u wat wil ry is baie welkom. Die parkerings is reg daar en die diens begin, die nagmaalsdiens begin 11 uur by Moederkerk. Ons wil graag hê dat almal sit en almal binne in die kerk is reeds 11 uur sodat ons daar met die diens kan begin. Verder is dit normaal, Sondagoggend het ons dan ons opstandingssondagdiens. Dit gaan ook in die vorm wees van 'n opstandingssondag Paassangdiens. So ons gaan bietjie meer sing as gewoonlik, soos 'n lekker Kerssangdiens. Ons kry min kans om ons Paasliedere te sing. So Sondag gaan ons 'n klompie van ons Paasliedere sing met 'n boodskap en dan vier ons ook so die opstanding van ons Here Jesus Christus. Maar kom ons begin vanoggend broers en susters deur net so te sit en so 2 liedere as voorbereiding te sing. Ons eerste lied is lied 387 en ons sing daarvan vers 1 en vers 3. O Heer, uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en dan begin ons met hierdie eerste lied. Lied 387 vers 1 en vers 3. Lied 393 vers 1 en vers 2.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nog 'n lied vanmôre saam ter voorbereiding ook van ons skriflesing, lied 395, My Verlosser aan die kruis. En ek wil vra terwyl ons dit sing vanmôre, broers en susters, ons is hier vanmôre om die kruisiging van Jesus te herdenk, om die genade en die oorwinning wat daar behaal is, vanmôre oor te sing en die Here te loof en te prys. En kom ons sing hierdie vanmôre as ons loflied. Ons noem dit Goeie Vrydag. Ek dink 2000 jaar terug was dit nie so 'n goeie dag nie. Maar ons kyk terug as mense wat die opstanding van Jesus beleef het en besef die volle omvang van vandag. En daarom sing ons dit vanmôre uit dankbaarheid. En ek wil vra, kom ons staan, lied 395, al 3 verse, kom ons sing dit vanmôre as ons loflied saam. My Verlosser aan die kruis, die Geneeser, een so kragtig, nou onmagtig. Kom ons staan, lied 395, vers 1, 2 en 3. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Lukas uit. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 44, is op bladsy 118 in my Bybel. Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 44, bladsy 118. En ek wil vra, as jy Bybels het, dat jy die Bybel sal oophou. Ons gaan hierna nog na so 2 ander teksgedeeltes toe ook blaai tydens die diens. Maar vir nou, Lukas 23 vanaf vers 44, bladsy 118 in my Bybel. Kom ons sit so, dan raak ons stil voor die Here. Ons Here God, die psalmdigter begin met die woorde: Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Here, ons begin vanmôre hierdie diens om te sê, ek kyk op na die kruis. Ek weet waar my hulp vandaan kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp kom van die Christus wat aan die kruis gesterf het, ter wille van my. U slaap nooit nie en u sluimer nooit nie, en u laat vaar nooit die werk van die hande nie.
Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre in hierdie erediens kan stil word op Goeie Vrydag. Hierdie hele week, Here, voel ons aan dat hierdie week anders is. In aanloop na vandag toe, Here, het ons in ons harte gevoel dat vandag 'n groot dag is. Want Here, ons vier U verlossing, U kruisiging. Jesus, wat daardie dag deur U gedagtes moes gaan, dit wat deur U hart moes gaan, toe U die Via Dolorosa gestap het op daardie Vrydagoggend, kan ons onsself nie indink nie. Die vorige aand, Here, donderdag aand toe U in Getsemane was en gebid het, en die bloed, U sweet soos bloed op die grond gedrup het van angs. Here, hoe sal ons weet wat U hart moes verduur daardie aand? Hoe sal ons weet wat U hart moes verduur het toe U na die kruis toe gestap het en geweet het wat voor lê? En ten spyte daarvan, dink U aan my, dink U aan ons en drink U daardie lydingsbeker. Hoe kan ons U ooit dank? Here, sal woorde ooit genoeg wees? Here, sal woorde ooit genoeg wees om te kan sê dankie? Al wat ons vanmôre kan doen is om ons lewens voor U neer te lê en dit as 'n dankoffer aan U te bring. Al wat ons vanmôre kan doen, Here, is om ons harte oop te maak sodat U woord ons vul. Here, maak ons ontvanklik vanmôre. Mag U woord lig bring in ons lewens. Amen. Ek lees graag vir ons uit Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 44, die bekende verhaal. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar 'n duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, as ek vanmôre moes geweet het, of in die week geweet het dat vanoggend my laaste preek byvoorbeeld sou wees, en U moes vir my 'n keuse gegee het om 'n teksgedeelte te kies en 'n boodskap te bring, dan sou dit hierdie gedeelte gewees het. As ek vanmôre hier moes staan en sê nou dit was aftrede of 'n ander gebeurtenis, en vanmôre sou my heel laaste boodskap wees, en U sê vir my, vra Rian, wat is die boodskap wat jy met ons wil deel? Waarmee sou jy ons wou groet? Daar's nie plan in die broers en susters, ek moet dit net sê. Sou hierdie die boodskap gewees het? Want broers en susters, hierdie is 'n kragtige woord vanmôre. Hierdie is 'n kragtige teksgedeelte. Hierdie is 'n gedeelte wat lewens verander, wat ons van binne af verander. En ek wil begin met 'n ou storie wat ek jare terug gelees het. Hulle vertel die storie, en ek weet nie of dit Charles Spurgeon was nie, maar dit is hoe die storie vertel word van Charles Spurgeon, wat op 'n stadium, hy was 'n bekende prediker gewees, wat op 'n stadium 'n jong seun se lewe gered het. Hulle vertel, dit was 'n vroeë oggend gewees, en Charles Spurgeon het langs die rivier gaan loop. Dit het baie gereën, en die rivier was in vloed gewees. En terwyl hy langs die rivier loop, hoor hy 'n roepstem, en toe hy kyk, sien hy dat 'n jong seun, 'n jong man in hierdie rivier geval het. En onmiddellik, sonder om 2 keer te dink, spring Charles Spurgeon in hierdie snelvloeiende rivier in, en hy swem na die seun toe, en hulle sukkel toe, want hierdie stroom is baie sterk. Hulle verdrink toe amper albei, maar met 'n groot gesukkel en 'n groot gespartel, kom hulle toe op die wal, en daar lê hulle uitgeput, doodmoeg. En terwyl hulle so lê, begin die jong man sy asem terugkry. En hy draai toe na Spurgeon toe, en hy ken hom nie, en hy sê, oom, baie dankie dat oom vandag my lewe gered het. Dit het amper oom sy eie lewe gekos. Oom het amper self verdrink om my lewe te red. En hulle vertel dat Charles Spurgeon so gelê het en vir die seun gesê het, my kind, dis die grootste voorreg
Maar maak aan my net een belofte. Beloof my, dat soos jy groter word en ouer word, jy die lewe wat ek vandag gered het, die moeite werd maak. 2000 jaar terug, hang 'n man ongeveer 35 jaar oud, met die naam Jesus, die Christus aan 'n kruis. Hy blaas sy laaste lewensasem uit, terwille van jou. En die vraag wat Goeie Vrydag jou en my mee konfronteer, is die vraag, maak jy daardie lewe wat hy vir jou gegee het, die moeite werd? Goeie Vrydag is 'n viering van Christus se kruisiging, broers en susters, hoe brutaal dit ook al mag wees, maar dis 'n konfrontasie vir my en vir jou, 'n wake-up call, 'n wakkerskit om vir my en jou te vra, maak ons daardie sterwe, daardie opoffering, maak ek en jy dit met ons lewens die moeite werd? Want jy sien, daar is altyd 'n vraag wat aan my gedagtes bly knaag met Goeie Vrydag. Daar's altyd 'n vraag, broers en susters, wanneer ek begin om voor te berei vir Goeie Vrydag en ek lees hierdie teksgedeelte wat soos 'n insek in 'n mens se brein heeltyd aan my gedagtes bly knaag. En toe ek voorberei vir hierdie preek, is dit dieselfde gedagte wat oor en oor hier agter nag in my gedagtes. En die vraag is, hoekom staan hierdie dood uit? Jy weet, duisende, honderde duisende, miljoene gelowiges het al hulle lewens verloor as gevolg van hulle geloof. In Jesus se tyd is duisende Jode tereggestel, ook aan die kruis, as gevolg van hulle geloof. Maar waarom staan Jesus in uit? Het jy al ooit dit vir jouself gevra? Het jy al ooit gewonder, waarom vier ons hierdie een kruisiging van al die miljoene kruisigings wat al in die verlede plaasgevind het? Nou, jy sal onthou, Mel Gibson hier in 2004 stel hy 'n fliek bekend, The Passion of the Christ. Nou, almal van julle ken dit, en die van julle wat dit nog nie gekyk het nie, kyk dit, maar wees versigtig, want dit verander lewens. En The Passion of the Christ in 2004 kom uit, en dit beeld uit hierdie brutale marteling wat Jesus moes deurgaan, eers op pad kruis toe en toe aan die kruis. Op 'n brutale en 'n ongesensorde wyse kom Mel Gibson en hy vertel die verhaal van Jesus se kruisiging. En broers en susters, jy kan nie anders as om die liggaamlike leed van Jesus te aanskou en emosioneel te raak daaroor nie. En dan vir jouself te sê, hy het dit vir my gedoen. Maar hier's die kikker. Hier is die vreemde. Jy weet, ek dink, so by my eie self, dat Jesus daardie dag nie eers die pyn gevoel het nie. Hier is die ding, as ek na die kruisiging van Jesus kyk, broers en susters, ek dink, daardie dag het Jesus nie eers die geselhoue op sy lyf gevoel nie. Ek dink nie, hy het die bespotting eers gehoor op die Via Dolorosa op pad na Golgotha toe nie. Ek dink nie, hy het eers die doringkroon op sy kop gevoel nie. Ek dink nie, hy het amper eers die spykers wat hulle deur sy hande geslaan het hy gevoel nie. Want ek dink sy gedagtes was gefokus op iets baie erger en baie donkerder as die liggaamlike leed. Ek dink daardie dag het Jesus nie eers die pyn gevoel nie, want broers en susters, sy gedagtes was gefokus op die las, die skuld, die boete, die vloek wat hy aan die kruis moes gaan draai. En geen liggaamlike leed kan daarmee vergelyk nie. Ek dink terwyl Jesus voor Pontius Pilatus gestaan het, ek dink toe die geselhoue geval het, broers en susters, was die fisiese pyn die verste ding van sy gedagtes, met die wete dat die hel voorlê. Ek dink dit absorbeer sy gedagtes. Die wete dat hy die eerste mens gaan wees wat ooit van God verlate gaan wees. Dat hy die een gaan wees wat gestroop gaan word van die genade van God. Dis hoekom ek dink hy nie eers die pyn gevoel het nie. Jy weet, dit is so erg, dat selfs die natuur kommentaar lewer.
Jy weet die brutaliteit van die kruis, en ek praat nou nie eers van die liggaamlike marteling wat Jesus deurmaak nie. Ek praat van die brutaliteit van die kruis, die hel, die verlies aan die teenwoordigheid van God, die stroop van God se genade is so intens dat selfs die natuur kommentaar lewer, en ons lees dit. In die eerste plek lees ons vir 3 ure lank, van 12 uur tot 3 uur die middag, het daar duisternis oor die aarde gekom. Duisternis is die simbool van rou. Duisternis is die simbool in die Bybel van oordeel. Die natuur besef wat hier aan die kruis gebeur, en die natuur raak donker. Maar hoor hoe interessant, die son het opgehou skyn. Hulle was bewus van goed so sonsverduistering. Maar wanneer Lukas skryf, sê hy nie dat iets voor die son in beweeg nie. Hy sê die hemellig is afgeskakel. Dis so goed, jy sit jou kamerlig af by die skakelaar. Vir 3 ure. Dink mooi aan die 3 ure duisternis. Dit berei ons voor van die 3 dae waarvoor Jesus in die graf is. Vrydag, Saterdag en Sondag. Selfs die natuur lewer kommentaar. En dan lees ons die tweede ding wat gebeur, is die voorhangsel in die tempel wat skeur. En ons weet dit is God wat sê, julle het vrye toegang tot my. Maar ook die voorhangsel wat skeur is 'n simbool van God se hart wat breek. Want broers en susters, kan jy dink, hoe moet dit voel vir 'n pa om nie net sy kind ter dood te veroordeel nie, maar om sy kind tot die hel te verdoem. Dis waarom die aarde donker word. Dis waarom die voorhangsel skeur. Die fisiese pyn, dink ek nie, was die enigste ding of naby aan Jesus se gedagte nie. Ek dink wat hom daardie dag absorbeer, is die boete, die las, die prys, die vloek aan die kruis. En ons sal dit nooit kan verstaan nie. Maar broers en susters, om Getsemane te verstaan, om die kruis van Jesus te verstaan, wil ek hê moet ons vir 'n kort oomblik vanoggend net so 'n bietjie verder terugblaai in ons Bybels. Om Getsemane te verstaan, broers en susters, en om te verstaan wat hierdie dag gebeur en alles rondom die kruis, moet ons heel wat verder terugblaai in die Bybel. En ons tema is vanmôre van tuin tot kruis. Want jy sien, die verhaal van Jesus begin in 'n tuin. Die verhaal van die kruisiging het sy oorsprong en sy wortels in 'n tuin, die pragtigste tuin nog ooit. En dit begin by 'n boom. 'n Boom van lewe en 'n boom van dood. Dis waar die verhaal van Jesus begin. En ek blaai terug na Genesis 3 toe, Genesis 3 vers 8. Jy ken die verhaal baie goed. Jy ken die verhaal van die duiwel, van Satan, wat in die vorm van 'n slang na Adam en Eva toe gekom het. En hy sê toe vir hulle, eet van hierdie boom. En dan sê Adam en Eva, nee, ons gaan doodgaan. En dan sê Satan hierdie volgende woorde. Hy sê vir hulle, nee, julle sal nie doodgaan nie. Julle sal soos God wees. Onthou dit. En dan kom God, en dan lees ons vers 8. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En dis die vraag wat deur die Ou Testament ekho. Dis die vraag wat in die Nuwe Testament beantwoord word, mens, waar is jy? En ons ken hierdie verhaal, en die sonde wat Adam en Eva se hart absorbeer en maak dat hulle die appel eet of die vrug eet, broers en susters, is die woorde, jy kan soos God wees. Is dit nie die oorsaak van ons opstand teen God nie? Wanneer ons geld en rykdom en besittings in ons lewe aanbid, is dit nie juis, broers en susters, omdat ons soos God wil wees nie. Wat gebeur in Getsemane? Jy sien, alles begin in die tuin van Eden, by 'n boom van lewe, en dit eindig op die koppie Getsemane, of Golgotha, 'n plek van dood,
'n plek van verwoesting, aan 'n dooie boom, die kruis. Want jy sien, die mens wou aanvanklik soos God wees. Maar op Golgotha kom word God soos mens. Dit wat die sonde bring in die wêreld in, kom Jesus deur mens te word. Dit waarna ek en jy streef, gee Jesus prys om soos jy en ek aan 'n kruis te kom hang. Die tweede ding van die tuin en die kruis. Jesus vra, of God vra, mens, waar is jy? Hy vra vir Adam en Eva, waar is jy? Nou broers en susters, ek weet nie van u nie, maar het jy al agtergekom hoe dwaas sonde jou kan maak? Het jy al agtergekom hoe dwaas sonde 'n mens maak? Want as jy sonde doen, dink jy baie keer, jy's verskriklik slim en jy kan dit wegsteek vir die wêreld en vir God. Hoe dwaas en arrogant moes Adam en Eva gewees het, dat hulle gedink het hulle kan hulle skaamte en hulle sonde vir God wegsteek met vyeblare. Dit begin die skaamte van sonde in die tuin van Eden. Jesus neem die skaamte van sonde op hom, op Golgotha. Kan jy onthou wat gebeur met Jesus se klere toe hy gekruisig word? Hulle loot dit uit. Jesus hang in skaamte aan die kruis, broers en susters. Om die skaamte van sonde wat in die tuin van Eden ingekom het, te betaal aan die dooie kruis op Golgotha. Derdens, God wandel. Let op hoekom God na Adam en Eva toe. Hy wandel. Hy stap nie vinnig om hulle te kom veroordeel nie. Hy is nie 'n haastige stap om hulle te kom soek en te straf nie. God wandel in die tuin. En dan, in die aandwind, terwyl dit donker word, simbolies van die oordeel wat ewe skielik oor die mensdom kom, in die aandwind roep hy na Adam en Eva, waar is jy? En broers en susters, Jesus antwoord daardie vraag op Golgotha deur te sê, hier is ek. Kan jy sien hoe alles begin in 'n tuin? Maar die prys van daardie daad word betaal op 'n dooie koppie aan 'n dooie kruis, aan 'n dooie boom. Maar dan gebeur iets wonderliks. En ek blaai nou weer terug na Lukas toe. Lukas 23. In 1741 skryf 'n dominee met die naam Jonathan Edwards, skryf hy 'n preek. Hy lewer hierdie preek op 8 Julie 1741 en die titel van die preek is Sinners in the Hands of an Angry God. As jy dit ooit kan kry, lees dit. Hulle beskou dit as een van die beste preke ooit. Sinners in the hand of an angry God. Hy preek hierdie preek vir sy gemeente, want sy gemeente het begin verval in losbandigheid. Sy gemeente het al verder van die Here af wegbeweeg. En dan raak Jonathan Edwards sy hart so bedroef dat hy sê, wat sal gebeur as julle in die hande van God val met julle sonde? Bekeer julle, gee julle lewe vir Christus. Hy raak beangs en hy sê vir die gemeente, wees bewus van julle lewens waarmee julle speel. Moenie val in die hande van 'n moedelose en 'n kwaad God nie. En nou kom die vraag, wat beteken dit as Jesus sê, in u hande gee ek my gees oor? Het jy al ooit gewonder, broers en susters, wat beteken hierdie laaste woorde van Jesus? Is Jesus se laaste woorde aan die kruis. Dis Jesus se laaste famous last words voordat hy sterf. En Jesus se laaste woorde is, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit beteken, Vader, hier is ek, straf my in Rian se plek. Vader, hier is ek, lê die boete wat Rian toekom van sonde, lê daardie boete op my. Vader, hier is ek, stuur my hel toe in die plek van Rian. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het,
sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. En jy sien die oomblik, toe Jesus hierdie woorde uiter, toe word die dooie kruis die water van die lewe. In daardie oomblik word Jesus se bloed die water wat lewe gee, die water wat jou en my siel nodig het om verkoop te word. En dan sê hy, Lukas die volgende, na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Sy heel laaste woorde is, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Vader, hier is ek, straf my in Rian se plek. En dan blaas hy sy laaste asem uit. Ongelooflik. Jesus sterf nie normaal nie. Hy blaas sy laaste asem uit. Hy gee sy laaste asem vir jou. Hy blaas sy asem uit, sodat ek en jy sy asem van die ewige lewe kan inasem. Dis Jesus se laaste handeling aan die kruis. En dis hoekom ons vanmôre hier sit. En ek wil vir jou vra, het jy al daardie asem van die ewige lewe ingeasem? Daardie kosbare asem van die ewige lewe wat aan die kruis uitgeblaas is, Jesus wat sy laaste asem vir jou gegee het, het jy al daardie asem ingeasem? Is sy kruis jou lewende water? Want dan sluit ek af met die laaste punt. Dit begin in 'n tuin en dit eindig in 'n tuin. En ons gaan oor 2 dae van nou af, 3 dae van nou af, vier ons die opstanding. En hoor wat staan in Johannes 19 vers 41. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin. En in die tuin was 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe. God kom en hy knoop hierdie sakkie toe op Opstandingssondag. Hierdie sakkie wat oopgemaak is uit die Genesis 3, broers en susters, waar dit begin het in die tuin met 'n boom, eindig dit, begin dit in 'n tuin met 'n boom. Want jy sien in hierdie tuin, in Johannes 19, is die plek waar Jesus die dood oorwin het. Dis die plek waar Jesus die straf van sonde in jou en my lewe oorwin het. Dis waar hy die dood oorwin het. Dis waar die ewige lewe begin het. Dis waar jou en my nuwe lewe begin het. En daarmee wil ek afsluit vanmôre. As ons vanmôre hier uitstap, vra vir jouself, het ek al die asem van die ewige lewe ingeasem? Het die bloed van Jesus my lewenswater geword? Soos Moses in die woestyn uit die klip uit water gebring het wat die volk gered het, so die bloed van Christus aan die kruis die lewenswater vir jou en vir my gebring. Dit is Goeie Vrydag. Dit is die verlossing van jou en my siel. Dit verander alles. Mag ons vanmôre uitstap, want Jesus verander 'n dooie boom in 'n lewende kruis met sy bloed. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, in stilte voor die kruis vanmôre, staan ons met hande uitgestrek en woorde van dank op ons lippe en op ons hart. Want Here, as dit nie vir U kruis was nie, was daar vir ons geen hoop nie. Here Jesus Christus, as U nie daardie lydingsbeker gedrink het, waarvan U in Getsemane gevra het, spaar my Vader nie. As U dit nie op Golgotha gedrink het nie, Here, het ons nie hoop gehad vandag nie. Dankie Here Jesus Christus, dat U die Via Dolorosa gestap het, met die wete van die hel wat op pad is.
Die wete dat u van God verlate gaan wees, gestroop van genade. Maar Here, dankie dat u daardie dag aan die kruis gehang het. En soos Johannes 3 vers 16 sê, my naam, my gesig op u gedagtes was. En daarom gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En daarmee u asem uitgeblaas het. Here, mag ons vanmôre hierdie asem van ewige lewe inasem. Mag ons hierdie water wat uit die kruis uitvloei, die lewende water deur u bloed vir ons beseël, mag ons dit drink, Here, vir verkoeking van ons siel, reiniging van ons lewe. Ons kom vra dit in u naam. En Here, as ons vanmôre by moedergemeente saam met ons gelowige broers en susters van Bethlehem die nagmaal gebruik, mag ons vanmôre dit as 'n roeping sien vir ons dorp. Mag ons as gelowiges wat vanmôre van Bethlehem in een kerkgebou verenig is met die nagmaal, die viering van u liggaam en die bloed, mag ons, Here, weer uitroep, mag u koning wees ook van Bethlehem. Mag daardie getuienis nie net daar stop nie, maar Here, as ons uitgaan, mag ons wat hier sit vanmôre en elkeen daar teenwoordig, u draers wees, u verteenwoordigers. En Here, mag ons van Bethlehem weer u tuiste maak, u trots. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek wil vra, terwyl ons so sit, kom ons sing lied 396 en ons sing daarvan vers 1, vers 3 en vers 5. Vers 4. Vers 1, vers 3 en vers 4 van lied 396 en ek wil vra terwyl ons dit sing, kom ons raak stil in ons binneste. Vir 'n oomblik, broers en susters, kom ons dink aan hierdie woorde wat ons sing en nadat ons klaar gesing het, gaan daar stilte wees. Gaan ons in stilte vanmôre hier uitstap, om vanmôre te dink aan die prys wat aan die kruis betaal is. Dit wat Christus moet deurgaan, en nog steeds gesê het, ek doen dit want ek het jou lief. Kom ons sing hierdie lied vanmôre, lied 396, aanskou die heiland aan die kruis, die hemelvors verag vergrys. Vir my het hy hom daar laat hang, hy leef, hy sterf in my belang. Die 396, terwyl ons so sit, vers 1, 3 en 5. Staan nou saam met my en ontvang die seën van die Here. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en sal met u bly. Amen.
Thank you.